Nou vriende, kom ons sit net so, dan gaan ons net ons hoofde buig, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons weet dat U die skepper is van hemel en aarde. Baie dankie dat U die werke van U hand in stand hou. Baie dankie dat U lewe en asem gee aan alles, en dat ons vanmôre ook hier kan saam wees in U wonderlike naam, en dat ons weet dat die weg vir ons gebaan is deur Jesus Christus, ons verlosser en heiland, en dat U deur die krag van die Heilige Gees ook in ons midde teenwoordig is. En dierbare Here, ons wil bidend na U nader, en ons wil vra dat U deur die werking van U Gees ons harte sal open vir die waarheid van U woord, sodat ons die woord sal hoor asof vir die eerste keer. Here, dat ons hierdie waarheid sal omhels, dat ons hierdie waarheid sal liefkry, dat ons hierdie waarheid sal uitleef aan 'n verlore gaande wêreld. Ons het een lewe en dit gaan so gou verby. Net wat ons vir Christus gedoen het, sal staande bly. En daarom is die begeerte van my hart, Here, dat terwyl ons vanmôre gaan stilstaan by U dood en wat daar aan die kruis op Golgotha gebeur het, dat dit vir ons nuut en vars sal wees. Dat dit ons harte sal verkoop en versterk. Dat dit ons sal opbou in die allerheiligste geloof. En dierbare Here, dat ons diensknegte en diensmaagde sal wees van die Meester, wat vir ons sê, hy kom spoedig weer om ons te kom haal. En U sê in die woord so baie duidelik, salig is hulle, en salig is daar die diensknegt wat besig sal wees met sy Heer se dinge, wanneer die Heer kom. En daarom pleit ek vir myself en vir hierdie geliefde gemeente wat U aan ons toevertrou het, en vir elke besoeker hier, en elkeen wat inskakel en luister, dat ons sal besef, Here, dat U ons wil gebruik, elkeen op ons eie plek. Ja, Here, in U diens en tot U eer, en tot die uitbreiding van U koninkryk. Daarom werk in ons harte gewilligheid, 'n diensbaarheid, en dat ons elke dag sal lewe met die wete, dat U ons sien, dat U ons hoor, Here, dat U deur die Gees in ons woon, as ons U kinders is, en dat ons ook eendag voor U gaan rekenskap gee van ons lewe, vir wat ons gedoen het, die nalaat dat ons miskien, Here, in ons lewe nie nagekom het nie, en dat ons ook so loon kan ontvang, maar ook die hartseer loon kan verbeur, en daarom wil ons ywerig in U diens staan, om U alles te eer. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees, ook hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak, by Matteus die 27ste hoofstuk. Ons gaan daar die 45ste tot die 60ste vers saam lees, en terwyl U daarheen blaai, wil ek maar net vir U noem, waar ons op pad is in ons prediking. Ons gaan nou hierdie week stilstaan, vanmôre dan by die kruisiging van ons Here Jesus Christus, altyd wonderlik om, wanneer ons die dood van die Here herdenk, so ietsie te praat oor en te sê en U te herinner aan hierdie groot waarheid in God se woord. Volgende week gaan ons aangaan met ons reeks oor die 53 belangrike verse vir die kinders van die Here, en ons gaan volgende week bietjie kyk na daardie gedagte van Psalm 24, wat sê, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek. Nou baie interessant is, dis deel van die reeks, deel 7, en ons gaan praat oor gered en geroep om heilig te lewe. Dit was vir my so treffend, die afgelope tyd het baie gesprekke gelei in daardie rigting van, wat beteken heiligmaking, wat is heiligheid, en waarom vind ons dit nie altyd in die kerk van die Here Jesus nie? Die Here red ons tog, en hy roep ons tog, om heilig te leef, en dikwels vind jy binne die kerk dieselfde sonde, as buite die kerk, en ag vriende, was vir my so kosbaar, toe ek hierdie studie gedoen het, en al reeds begin voorberei het, aan die boodskap, dat in die tyd van Dawid, Salomo, toe die tempel gebou was, en daarna, met die tempel daar in Jerusalem, het die priesters gestaan, en terwyl die volk opbeweeg het na die tempel, het die priesters die vraag gevra, wie mag klim op die berg van die Here, en wie mag staan in sy heilige plek, en dan die volk geantwoord, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy oë nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie, hy sal die seën van die Here wegdra. Dit was amper 'n beurtsang tussen die priester en tussen die volk gewees. En gaan ek volgende week bietjie begin praat oor die gedagte van gered en geroep om heilig te lewe. Ons gaan 'n paar verse uitlig in die skrif, en ons gaan bietjie kyk wat die Here vir ons wil leer, en dan elke ander week weer 'n psalm, so die volgende psalm gaan dan Psalm 34 wees. En as jy tyd kry, lees bietjie Psalm 34, en jy sal sien hoe die Here selfs in Dawid se tyd van sonde homself verheerlik het.
Niemand wat sondig kan suksesvol sondig nie. Jy kan dit gaan lees. Niemand kan suksesvol sondig nie, as altyd gevolge, maar God word selfs verheerlik in ons tye van ongehoorsaamheid, in ons tye van sonde, want hy is God, hy is soewerein, hy kan nie onkant betrap word nie. Nou, Psalm 34 gaan oor Dawid, wat homself kranksinnig gehou het. Dink aan hierdie groot held, wat die speeksel by sy baard laat afloop, en teen die stadsmure krap met sy naels, om sy eie lewe te behou. God skenk hom genade, die Here red sy lewe, maar later sê Dawid baie duidelik in daardie Psalm, dat hy dwaas opgetree het. Ek wonder baie keer as ons lewe en wat ons doen in 'n week en in 'n maand en jare in 'n boek opgeteken moes word, wat sou mense van ons gelees het? Ons kyk baie keer na Dawid en ons kyk baie keer na Abraham en ons kyk na wat party van die mense in die Bybel gedoen het wat verkeerd is, en ons sê, kan jy glo dat mense so iets kan doen? Maar as die spieël van God se woord voor ons opgaan, gaan ons ook miskien onsself sien en vir die Here sê, soos ek vanmôre vir die Here gesê, dankie dat hy my nog 'n nuwe dag gegee het. Want ek het genoeg gedoen dat God my lankal kon verdelg het voor sy aangesig. Daarom moet nooit God se genade in sy seun Jesus Christus gering ag of miskyk nie. So kom ons lees saam. So u weet nou al waaroor ek gaan preek vir die volgende paar weke. So moenie inskakel nie, kom luister. Die Bybel sê vir ons dat ons moet die onderlinge byeenkomste bywoon, altyd 'n voorreg om saam te kan wees. Kom ons lees vanmôre Matteus 27, 45 tot 60, die tema van vanmôre se boodskap, waarlik, hy was die seun van God. Kom ons lees saam. En van die 6ste uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeur, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galilea af gevolg het en hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seun van Zebedeus. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai. En dit in sy nuwe graf gelê, wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Ons gaan net tot sover saam lees uit God se wonderlike woord, alles deel van vanmôre se boodskap, en ons vertrou die Here dat hy vir ons wysheid sal gee in die verstaan van sy woord. Die teks van oordeenking vanmôre, vers 54, en toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Die tema van vanmôre se boodskap dan, waarlik, hy was die seun van God. Nou vriende, ek vertrou dat toe ons die gedeelte saam gelees het, het u besef en verstaan dat dit God se woord was, wat gelees was. Dit is deur God self uitgeasem. Die Bybel sê, deur die Heilige Gees geïnspireer, het die Here heilige manne opgewek, om hierdie waarhede aan ons te kommunikeer. En ek vertrou dat u hierdie waarheid aangehoor het vanmôre, asof vir die eerste keer. Die probleem met baie kinders van die Here is, dat ons die Bybel lees, en ons lees hom oor en oor, en ons raak gewoond aan hierdie gebeure.
aan dit wat van ons vertel word, aan hierdie dinge rondom die Here Jesus Christus. En ek pleit by u dat ons vanmôre met 'n nuwe oor sal luister, en met 'n nuwe hart sal glo, en met 'n nuwe verstand sal verstaan, wat die Here vir ons wil kom leer. Want u sien, ons het vanmôre die unieke voorreg weer, om aan die tafel van die Here te sit, en hy self het vir ons gesê, in 1 Korintiërs 11:25, dat so dikwels as ons hierdie beker drink, en hierdie brood eet, moet ons dit doen tot sy gedagtenis. En baie interessant, Spurgeon skryf in een van sy boeke, en hy sê, ons vergeet so gou. Ons vergeet so gou wat Christus vir ons gedoen het. Ons neem vanselfsprekend aan dat ons op pad hemel toe is. Ons reken dat ons God eintlik 'n kans in ons lewe gegee het, terwyl hy eintlik die heilige God is wat ons in sy koninkryk ingesluit het. En daarom moet ons dit doen tot sy gedagtenis. Ons moet gereeld dink oor Christus, en daarom vier ons die nagmaal 1 keer 'n maand, elke laaste Sondag, sodat u en ek nie vergeet dat Christus 'n prys betaal het om ons vry te koop van die vloek van die hel en ook van die straf van sonde nie. As ons deur die evangelies lees, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, sien ons die verskillende vertellings van hierdie skrywers oor die dood van die Here Jesus. Sommige sluit sommige dinge in, en ander sluit weer sekere van hierdie vertellings uit, maar die groot en belangrike gedagte is dat Christus gesterf het, en soos ons die sendbriewe van die apostels lees, sien ons hoe hierdie wonderlike waarheid vir ons meer verstaanbaar word, wanneer Paulus sê, dat God het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Daarom, vriende, nooi ek u om vanmôre met 'n nuwe oor te luister na dit wat gebeur het hier op Golgotha se heuwel, waar die Here Jesus sy lewe aan die kruis vir ons gegee het. Nou, ons gaan vanmôre in besonder kyk na die gebeure rondom die dood van die Here Jesus, en dan die uitroep van hierdie hoofman. Waarlik, hy was die seun van God gewees. U sien, die kruisdood van die Here Jesus was 'n waterskeidingsoomblik in die geskiedenis van die mensdom. Vriende, selfs die goddeloses praat daaroor. Hulle wag vir die koms van die Messias. Selfs die ateïste en die agnostikuste sê, daar gaan iets gebeur, ons weet nie werklik wat nie. Maar as ons die skrif gaan bestudeer, is dit baie duidelik, dat hulle iemand verwag, en ons weet die woord sê, dit is die Here Jesus Christus, wat geleef het, wat gesterf het, wat opgestaan het, wat opgevaar het, en gesê het, kyk, ek kom weer. Met Jesus' sterwe is 'n menigte van die profesieë in die Ou Testament vervul, en die offers van die Ou Testament is nou verby, want Christus is die eenmalige offer, wat sy bloed in die heiligdom ingeneem het, en sy offer was vir God die Vader aanvaarbaar gewees. Vriende, hierdie dood van die Here Jesus was besonder, omdat God self getuienis gelewer het, dat dit sy geliefde seun is, in wie hy 'n welbehae het. So kom ons kyk na 'n paar van die verskynsels wat plaasgevind het, met die sterwe van die Here Jesus, die uitroep van hierdie hoofman oor 100, waarlik hy was die seun van God, en dan net so 'n slotgedagte rondom die graf, waarin Jesus geberg is. So kom ons val weg en ons kyk na die eerste gedagte, en dit is die abnormale natuurverskynsels. Daar was 2 abnormale natuurverskynsels wat plaasgevind het, tydens Jesus se kruisiging. Ek lees vir u die 2, en dan praat ons so 'n bietjie daaroor, en wat is die belangrikheid daarvan, en hoe is dit van toepassing op 1 Mei, ook in hierdie dag. Matteus 27:45, wat ons saam gelees het, sê, en van die 6de uur af het daar duisternis gekom, oor die hele aarde, tot die 9de uur. En dan Matteus 27:51, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. Nou, toe ek hierdie studie gedoen het hierdie week, het die vraag by my opgekom, nou wat is so besonder aan die feit dat daar duisternis was en 'n aardbewing? Duisternis, elke aand is dit donker, het hier by die gordyn, of die venster uitgekyk, die gordyn oopgemaak, elke aand is dit donker, en aardbewings is omtrent weekliks, ek wil amper sê daagliks, wêreldwyd te bespeer. Dis nie vreemd nie, dis nie snaaks nie, dis nie iets eintlik onnatuurliks nie, dit is 'n natuurverskynsel wat elke dag plaasvind. Maar tydens die kruisiging van die Here Jesus,
was hierdie 'n besondere geleentheid en besondere natuurverskynsels, en die Bybel gee vir ons ook die rede waarom dit so besonder was, want u sien, dit was helder middag, toe dit ewe skielik stik donker geword het. Vriende, luister, nie geleidelik nie, nie deur sonsverduistering nie, maar in 'n oomblik was dit helder lig, en dis asof God 'n sluier trek oor hierdie gebeurtenis, en dit is pik donker gewees. U sien, dit is vir ons besonder juis, omdat ons leer dat God is die skepper van die heelal. En hy beheer sy skepping, en hy laat dinge plaasvind soos hy wil, op 'n bepaalde tyd, soos hy dit ook wil, en soos hy dit goed dink. Ons lees daar in die Bybel toe die volk Israel in Egipte was, en Moses in opdrag van die Here hierdie pla oor Egipte moes bring. En die Bybel leer vir ons in Eksodus 10:21, verder het die Here vir Moses gesê, steek jou hand na die hemel uit, en daar sal duisternis oor Egipte land kom, sodat 'n mens die duisternis kan gryp. Toe Moses sy hand uitsteek na die hemel, kom daar 'n dik duisternis in die hele Egipte land, 3 dae lank. Die een het die ander nie gesien nie, en niemand het van sy plek opgestaan nie, 3 dae lank. Maar al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Nou vriende, wat is besonder hieraan? En die vraag is, waarom het God duisternis gebied? In Egipte land het die Here dan ook oor hierdie afgode van Egipte die oordeel gebring om vir die Egiptenaars en sy volk te wys, dat daar geen ander God is behalwe hy nie. Die God wat gesê het, laat daar lig wees en daar was lig, bring ook duisternis op sy bevel. Dit was nie anders te gewees by die kruisgebeure van ons Here Jesus nie. Die Bybel sê nie vir ons presies waarom die Here duisternis gebring het nie, maar as ons so 'n bietjie die skrif binne konteks bestudeer, dan kom ons agter die gebeure op Golgotha, vriende, was van so aard gewees dat die onskuldige lam van God as bloedmassa tussen hemel en aarde gehang het. Luister, nie vir sondes wat hy gedoen het nie, maar terwille van ons sondes. Hy het daar gehang tussen hemel en aarde, en terwyl hierdie boosaards met hom spot, is dit asof God 'n sluier trek oor die gebeurtenis. Dis asof die God van hemel en aarde die skepping vir 'n oomblik duister maak, en te kenne gee deur hierdie duisternis, dat hy sien, en dat hy hoor, en dat hy kennis neem van wat aangaan, en dat hy sal oordeel op die regte en op die bepaalde tyd. Die Bybel leer vir ons in Galasiërs 3, die 13de vers, Christus het ons losgekoop van die vloek, van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Ek het vanmôre vir die Here gesê, Here, ek het nie die vermoë om die woord in harte lewend te maak nie. Ek het nie. Ek kan vanmôre vir u kommunikeer wat die woord sê, en ek kan vir u probeer verduidelik waarom daar duisternis gekom het, en hoe God self sy skepping op 'n besondere manier kom besoek het, en duisternis oor daardie gebeure op Golgotha gebring het. Maar as die Gees nie in u hart werk om vir u te laat verstaan, dit was ter wille van my en jou sonde nie, vriende, dan kan ek verder niks doen nie. Want u sien, dit was uniek gewees in die sin, omdat God, wat sy skepping bestuur, ook op daardie bepaalde tyd aan sy skepping opdrag gegee het, om dan ook duisternis daar te bewerk. Maar saam met die duisternis, sê die Bybel, was daar die aardbewing. Die aarde het geskit op God se bevel. Hoor wat sê Psalm 18. Dit was vir my so treffend toe ek dit lees. Vat Psalm 18, baie honderde jare geskryf voor die Here Jesus gesterf het, en ons lees wat die psalmdigter sê. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep. Dink u Christus was benoud aan die kruis? Ek dink hy was. Hy roep op 'n stadium uit, my God, waarom het u my verlaat? God van God verlate, my en jou verstand kan dit nie bedink nie, maar sien God, die seun wat aan die kruis hang, en die angs en die nood, en die Bybel sê toe benoud was, ek die Here aangeroep. En ek het tot my God geroep om hulp. Hy het my stem uit sy paleis gehoor, my hulp geroep voor sy aangesig, het in sy ore gekom, toe het die aarde
geskud en gebewe. Die fondamente van die berg het gesidder en geskud, omdat hy toornig was. Vriende, luister. Hierdie groot saak wat ons vanmôre hanteer, wat vir ons verstand te groot is om te verstaan, bring ons by 'n punt van aanbidding dat God bereid was om mens te word, aan die vloekhout op Golgotha te sterwe, sodat ons gered kan word. Daarom dink ek die sluier wat getrek was, met die 3 ure van duisternis, 12 uur tot 3 uur die middag, was daar duisternis gewees, en dan die aarde wat geskit het, God se antwoord op die geroep van Christus. Christus nie noodwendig die pyn wat hy beleef nie, maar dat hy vir 'n tyd lank van God verlate sou wees, om die sondedraer te word. En vriende, as ons hierdie waarheid sien, dan is ons harte eintlik in beroering dat Christus bereid was om 'n vloek vir ons te word. Hoor wat sê die Hebreërs skrywer, Hebreërs 12:25, begin met die woorde, pas op. En ek wil vanmôre vir jou sê wat hier sit, vir jou wat inluister, pas op, dat julle hom wat spreek, nie afwys nie. Mense sit in 'n erediens en hulle luister en hulle sê, ek het vanmôre kerk toe gekom, ek was getrou gewees om die onderlinge byeenkomste by te woon, en dan beweeg hulle hier uit en hulle skenk nie veel gedagte aan God se woord, en aan God se seën, en aan 'n heilige lewe nie. Die Hebreërs skrywer sê, pas op, en nou verwys hy na die Here Jesus, dat julle hom wat spreek nie afwys nie. Want as hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons, wat ons van hom afkeer nou, dat hy die hemele spreek. Toe het sy stem die aarde geskit, maar nou het hy beloof en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. En hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Hoeveel gemeentes sal vanmôre, hoeveel predikante sal vanmôre sê, dat die God van hemel en aarde is 'n verterende vuur. Die meeste praat van hierdie liefdevolle Here Jesus, en hy is liefdevol. Maar die Bybel sê hy's ook 'n verterende vuur. Daar gaan 'n dag aanbreek dat God ook hulle sal oordeel, wat deel was van hierdie kruisgebeure, wat hom bespot het en gehoon het en gesmaad het, en toe hy roep na sy Vader, eintlik 'n belaglikheid gemaak het en 'n bespotting gemaak het daarvan. Maar vriende, u en ek is vanmôre hier om te hoor as ons hierdie waarheid eenkant skuif, hierdie seën wat tot vandag toe nog spreek, sal ons dieselfde oordeel ontvang. Want ons God is 'n verterende vuur. Vir hierdie eerste 2 gebeure, die natuurverskynsels, die duisternis en die aardbewing, wys vir ons daarop dat God in beheer is van sy skepping. Toe Christus hierdie uiterste prys betaal het, het hy duisternis gebring. Toe Christus roep, het hy die aarde geskit. En elkeen het geweet, hierdie was 'n unieke gebeurtenis. En God het van die hemel af antwoord gegee. En ag vriende, hierdie bekering het later plaasgevind waarby ons sal stil staan. Die tweede gedagte wat my getref het, besondere gebeurtenisse tydens Jesus se sterwe, was die voorhangsel wat geskeur het. Matteus 27:51, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder. Markus sê in Markus 15 vers 38, en die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder, en Lukas praat presies dieselfde taal, en hy sê, en die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. Nou ek het vir u so ietsie saamgebring van die tabernakel in die Ou Testament, en dan gaan ek vir ietsie wys, die tempel van Herodes, wat in Jerusalem gestaan het, waar hulle aanbid het in die tyd van die Here Jesus, en dan het vir u 'n gedagte deurgee rondom dit. Want u sien, daar is 'n besondere boodskap in die voorhangsel wat geskeur het, hierdie besondere gebeurtenis wat plaasgevind het toe Jesus gesterf het. Nou vriende, hier in die tabernakel sien ons hierdie eerste deel waar die kandelare staan, en dan sien ons die blou gordyn agter die ark van die verbond. Die ark van die verbond
was in die allerheiligste. Eenmaal in 'n jaar kon die hoofpriester moet bloed in die allerheiligste ingegaan het. Die ark van die verbond waarop die 2 gerubs getroon het, het bekend gestaan as God se troon, en hy kon eenmaal in 'n jaar nie sonder bloed nie daarin gaan en 'n offer vir die volk bring. Ons sien in die tyd van Herodes, die tempel wat daar gebou was, sien ons daar the holy place het bestaan uit die heilige en die allerheiligste, die heilige waar hulle offers gebring het, die allerheiligste, die hoëpriester, eenmaal 'n jaar wat die offer gebring het. Daar was 'n skeiding tussen God en die mens. Die mens moes besef het dat God is heilig, en ons kan nie net toetree tot God soos ons wil en wanneer ons wil nie. Besondere boodskap wat na vore gekom het, en daar is nog so 'n gedagte, daar by die trappies op sien ons die 2 seras wat daar troon oor die ark van die verbond. En wie kan vir my sê, wat was in die ark van die verbond? Okay, die staf van Aaron, en die 2 kliptafels wat Moses van die berg afgebring het, met die wet van die Here op. Dit was in die ark van die verbond. Die 2 gerubs wat daar getroon het, die plek waar God sy volk besoek het, en van waaraf hy met sy volk gepraat het. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, dit bekend gestaan as die troon van God. En vriende, wat is besonder? Wat is besonder toe die voorhangsel geskeur het? Ek wil vra dat u vanmôre sal dink daaroor. Vir baie honderde jare moes die volk deur die priester na God genader het. Hulle moes die bloed gebring het van 'n lam of 'n bok of 'n duif of een of ander dier moes hulle gebring het om dan versoening te doen vir hulle sondes. Die Bybel sê vir ons toe Christus uitroep, dis volbring, is die voorhangsel geskeur. Nou baie interessant is, hulle reken hierdie gordyn tussen die heilige en die allerheiligste was so ongeveer 24 meter hoog, gelykstaande aan so 6-7 verdiepings. Dit was 'n dik gordyn wat geen mens kon skeer nie, en selfs toegang tot hierdie allerheiligste verby die gordyn was eintlik 'n missie gewees. So daar was absoluut hierdie verborgenheid van God, waaraan ook die volk gewys het op hulle eie sondigheid. En toe Christus gesterf het, en aan die kruis uitgeroep het, is volbring, het hy hierdie skeidsmuur kom afbreek. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Jesaja 59 vers 1 en 2. Kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre moet goed in jou lewe sit, met sonde, met krisisse, met een of ander ding, is dit heel moontlik, omdat jy met sonde besig is. God hoor jou nie, want jy's besig met dinge wat God gesê het, skeiding bring. God werk nie deur jou sonde en my sonde nie. Hy het sy seun gestuur om die skeidsmuur af te breek. Bybel sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. As ons kyk na die volk in die Ou Testament, en ons kyk na die volk in die Nuwe Testament, een en dieselfde volk, een en dieselfde gedagte, vriende, sondig, altyd geneig tot die kwaad. Die Here Jesus word deur sy eie mense gekruisig. Ja, die Romeinse soldate het hom vasgespijker aan die kruis, maar die gedagte, sy volk het gesê, weg moet hom. Laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Hy sterf aan die kruis, en die Bybel sê vir ons, hierdie unieke gebeure is om ons toegang te gee tot God, deur Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het. U sien wat uniek is aan hierdie voorhangsel wat geskeur het. Hierdie groot gordyn wat in 2 geskeur het, van bo tot onder. Met Jesus se uitroep het die voorhangsel geskeur, die weg na God is nou gebaan. Nooit weer hoef die volk 'n lam te slag, deur die priester te gaan, te vrees om tot God te nader in gebed nie. Die weg is vir eens en vir altyd gebaan. Jesus sê voor sy dood, hy sê, ek is die weg, en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Wanneer laas het een ek die Here Jesus Christus aanbid, dat hy die een is wat die weg vir ons gebaan het, dat hy bereid was om sy liggaam te skeur, sodat ons die toegang tot die Vader kan hê. Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, ons vrede by God,
deur ons Here Jesus Christus. Hoor nou, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Efesiërs 2:17, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Hierdie besondere woorde Efesiërs 3:11, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, en wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Het jy al die boek Ester gelees? Ester was die prinses, maar sy kon nie net na die koning se troonkamer gegaan het nie, hy moes die scepter na haar uitgesteek het. As die scepter nie uitgesteek was nie, kon sy nie in die troonkamer gekom het nie. Dis 'n aardse koninkryk. En hierdie vrou het soveel respek en eer gehad vir die troon, dat sy gestaan het en gewag het tot die scepter uitgesteek was. Ek wil hê moet die gedagte kry, Christus het vir ewig die scepter kom uitsteek, om ons te nooi, om tot die troonkamer te nader, dat ons met God kan praat in die gebed, deur Jesus Christus, ons middelaar, ons verlosser en ons Heer. Ek wil hê moet nooit die gedagte gering ag, dat ons nou toegang tot God het nie. Jy het nie toegang omdat ek en jy besonder is nie. Ons het toegang omdat Christus in die heiligdom ingegaan het met sy eie bloed. Soos die hoofpriester 1 keer 'n jaar ingegaan het, het Christus eenmaal hierdie bloed ingebring en Vader het hierdie offer aanvaar, sodat ons van ons sonde vergewe kan word en nou kan uitroep, Abba Vader. My God en my Vader. Hoor hoe mooi stel Hebreërs 10:19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Hebreërs 4:16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Ek het hierdie week daaraan gedink, ons wat barmhartigheid ontvang het, genade ontvang het, bewys ons genade aan ander. Is daar barmhartigheid van ons kant teenoor ander? En dis die waarheid van God se woord, vriende, wat so baie duidelik in hierdie skeur van die voorhangsel na vore kom. Hy skenk aan ons genade en barmhartigheid, sodat ons op ons beurt weer genade en barmhartigheid kan skenk. Die derde gedagte, die opstanding van die heiliges. Dit was nogal vir my 'n treffende gedeelte toe ek dit ondersoek het, en ek het nog baie min in my lewe al gehoor mense preek oor hierdie groot waarheid. Maar kom ons kyk na die opstanding van die heiliges. Matteus 27:52, en die graf het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan, en in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. Nou vriende, ons weet nie, of hierdie ontslape heiliges in 'n verheerlikte staat opgestaan het, en of hulle opgestaan het, soos Lazarus daar in Johannes 11 nie. Nou wat is die verskil? Die verheerlikte staat was, soos die Here Jesus Christus, na sy opstanding, was hy op hierdie plek nou, en dan was hy op 'n ander plek gewees. Die Bybel sê vir ons, die verheerlikte staat in 1 Korintiërs 15, is juis wanneer die verganklike met die onverganklikheid bekleed word. En dan sien ons Lazarus se opstanding in Johannes 11, hy het weer gesterwe. Met ander woorde, hy het 'n tweede kans op lewe gekry, en later weer gesterwe. Nou die Bybel gee nie vir ons baie duidelik die manier hoe hulle opgestaan het, was dit in verheerlikte staat, of was dit soos Lazarus in Johannes 11 nie. Maar vriende, die besondere boodskap hiervan. Wie kan vir my sê wat die besondere boodskap van hierdie opstanding van die heiliges? Is dat Christus het die dood oorwin. Dis die boodskap. Dis so duidelik, want hoor wat sê die Ou Testament vir ons daar in Jesaja 25 vers 8. Hy sal die dood vir ewig vernietig. Wat vrees u die meeste vanmôre? Die meeste van ons vrees die dood. Waarom?
Dis onbekend, ons het nog nie gedoen nie, né? Ons almal het nou al 'n bietjie gehardloop en ons het kar gery en ons is nie so bang daarvoor nie, want ons het nou al 'n paar keer gedoen, maar ons het nog nie dood gegaan nie. En moenie glo die ouens wat sê hulle dood gegaan, dan skryf hulle boeke van 300 bladsye en hulle word multimiljonêers uit hulle leuns wat hulle vir mense vertel, dat hulle ander kant die graf was en hulle het gesien hoe mooi die hemel is en hoe aklig die hel is nie. Jy kan dit verniet in die Bybel lees. Jy hoef nie 'n boek van een of ander dwaalleraar te koop om dit te lees nie. Met die opstanding van die heiliges kom gee die Here getuienis dat hy is die opstanding en die lewe. En hoor dit staan hier, die ontslape heiliges. Dink by myself, oom Piet was miskien al 6 maande dood. En miskien het die gesin hom gemis en die volgende oomblik stap oom Piet by die huis in. Dit sal 'n storie wees, né? Maar wat was die boodskap gewees? Hierdie Christus wat gesterf het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Toe hy sterwe, nou hoor dit sê die Bybel, wanneer het hulle verskyn aan die mense? Na Jesus se opstanding. Die graf het oopgegaan en na sy opstanding het hulle verskyn en dan ook aan die heiliges hierdie getuienis gegee. Waarom? Want hy sal die dood vir ewig vernietig en die Here sal die trane van alle aangesigte afvee en hy sal die smaad van sy volk van die hele aarde af wegneem, want die Here het dit gespreek. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Daarom het Christene die hoop vir die opstanding. Ons sterwe nie, vriende, en alles is verby nie. Elke mens sterwe. Die Bybel sê, as die mens bestem om eenmaal te sterwe, daarna sal ons voor God staan. Vir die kinders van die Here sal ons in sy heerlikheid ingaan, vir die ongereddes vir ewig verlore. Daarom skryf Paulus hier die baie lang vertelling oor die opstanding, 1 Korintiërs 15, wat bekend staan as die opstandingshoofstuk. Hy sê, en wanneer, nie as nie, wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid beklees, en hierdie sterflike met die onsterflikheid beklees, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Hierdie gedeelte is my so besonder. Ek onthou klomp jare gelede toe my ma siek geword het en die kanker basies haar liggaam oorgeneem het. En my pa en my bel en sê, luister, jou ma's regtig nie wel nie, en ek kom by die huis aan, en die kanker het toe na die brein gegaan, en die oë agteroor begin slaan, skei my die mond, en hulle vat haar na die hospicehuis toe, waar hulle mense versorg, wat op hulle uiterste is met die kanker. En dit was nie baie ure daarna nie, toe ons bel en sê, sy het afgesterwe. Ek onthou nog goed, toe ek daar in die kamer inkom, die arms het hulle seker bande opgebind, en daar lê die liggaam, en die eerste gedagte wat in my hart na vore kom, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Sy wat my geleer het van Christus, het nou hierdie geloof, dat oorgaan in aanskoue. Die dood wat sy gesterf het, was nie 'n finale doodslag wat Satan toegedien het nie, maar 'n oorgang van die dood na die lewe. Dink mooi wat ek sê, ek leef in die land van die dooies. In die hemel is daar nie begrafplase nie. Daar is nie begrafnisse wat gehou word nie. Daar is nie trane wat gestort word oor geliefdes nie. As ons sterf in Christus, kan ons seker wees, ons sal opstaan, want die dood is oorwin deur Jesus Christus se uitroep aan die kruis. Deur sy leë graf die opstanding. Hy die gewer van lewe is die een wat sy lewe kom aflê het, om het weer op te neem, en elkeen wat aan Christus gesterf het, sal vir ewig lewe. Glo jy dit? As jy dit nie glo nie, is jy die hopeloosste van alle mense. Die volgende een is die bekering van die hoofman. Matteus 27:54. En toe die hoofman oor 100 en die wat saam met hom
Jesus bewaak het die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur het, hulle baie bevrees geword en gesê, waarlik, hy was die seun van God. Van die evangelie skrywers lê die klem op die hoofman, wat uitgeroep het, waarlik, hy was die seun van God gewees. Maar vriende, ek wil hê jy moet die aanloop na hierdie bekering sien. Hy was die hoofman wat Jesus bespot het. Onthou jy wat hulle gedoen het? Hulle het 'n kleed om hom gewerp en gesê, hy is die Messias, hy is die koning, en hulle val voor hom neer en hulle spot hom. Hulle druk 'n doringkroon op sy kop, terwyl die bloed vloei, hulle slaan hom. Genadeloos slaan hulle hom, hulle val voor hom neer, hulle bespot hom. Wreed in hulle geeseling, want hulle was Romeinse soldate. Luister, wat het hy verkeerd gedoen? Die lafaard Pilatus sê, ek vind geen skuld in hierdie man nie, sien julle toe. Dis presies wat in hierdie land gebeur. Ons sien hoe onskuldig is in hierdie land. En ek wil vir u sê, 'n mens kan nooit so onskuldig wees as Christus nie. Dit weet ons. Maar ons sien hoe rampokkers onskuldige mense, goeie landsburgers, vernietig en niemand doen niks nie. Selfs met ons Here Jesus, hy was net die volmaakte lam. Maar hierdie hoofman het gestaan en gekyk en het geluister. Heel moontlik saam gespot en toe hoor hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink, op daardie oomblik, moes hierdie hoofman hierdie oortuiging van God se gees begin kry het. Want as ons die geskiedenisboeke lees, was die misdadigers mense wat eintlik na hulle dood gegaan het op 'n baie rowwe manier. Gevloek en geskel en probeer losbreek. Die Here Jesus sê, Vader, vergewe hulle. Pilatus sê nou net, ek vind geen skuld in hom nie, en hy bid vir vergifnis vir hierdie wat skuldig is aan sy dood. Die geharde rower hoor die woorde, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Onthou, die hoofman staan daar. Hy is verantwoordelik om te sien dat hierdie persoon wat gekruisig is, doodgaan en dat ontslaag geraak kan word van sy liggaam. Die hoofman hoor hoe hy met sy moeder praat en sê, vrou, kyk jou seun, en vir die seun kyk jou moeder. Hy hoor die geroep, my God, waarom het u my verlaat? Hy hoor die woorde, ek is dors. Dit is volbring. Vader, in u hande gee ek my gees. Luister, op daardie oomblik, op daardie stadium, toe hierdie aarde skud en die duisternis verby is en hierdie hoofman gewaar dat hierdie Christus heel uniek was in sy lewe, maar ook in sy sterwe. Toe roep hy hierdie woorde uit. Alephos in die Grieks beteken truly, most certainly. Luister, in daardie oomblik het God die Gees sy oë geopen om Jesus te aanskou. Ek vra jou vanmôre, het jy al uitgeroep? Truly, waarlik, hy is die Seun van God. Of sit jy vanmôre en hinker nog op twee gedagtes? Jy weet, daar is so baie wetenskaplikes wat dit sê, en weet jy, die opgrawings bewys nou dit, en ons weet nou nie regtig, is hierdie boek nie 'n menslike boek nie, en is die skrywers werklik, hou op! Jy sê vanmôre of waarlik, hy is Seun van God, of jy sê, weg moet hom, kruisig hom. Is een van die twee. Dat's nie 'n goue middeweg nie. Die oploop na hierdie bekering van die hoofman was al hierdie wondergebeure. En Jesus se gesindheid, en hy roep uit, waarlik, hy was die Seun van God. Jy sien, die uniekheid van hierdie uitroep is, dit is presies waarvoor Jesus gekom het. Hy self getuig Jesus en hy sê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Het jy al jou verlorenheid besef? Luister wat ek vanmôre vir jou sê. Hier's mense in hierdie gemeente wat hier sit wat die hel gaan sien. Ek sê dit vanmôre vir u reguit pront uit. Hier's mense wat vanmôre hier sit en met hulle harte bedek vir God se waarheid, godsdiens bedryf, maar Christus nie ken nie. Ek kan vir my sê, hoe kan jy so uitlating maak? Die Here sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, in u naam duiwels uitgedryf nie. Ek sal sê, ek het julle nie geken nie. Hierdie woordjie geken beteken ek het geen kennis van jou gehad nie. Intieme kennis. Nie ken jy my nie, maar ken ek jou.
Wat is die verskil? Baie wat sê hulle ken Jesus lewe nog in die wêreld. Lewe vir die wêreld, lewe vir die sonde. As Christus jou ken, dan kom maak hy jou nuut. Die Bybel sê in Openbaring 5:9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, jy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Want u is geslag. En het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam, en taal en volk en nasie. Ek pleit by jou vanmôre, moenie bou op jou oorgawe van 20 en 30 en 40 jaar terug nie. Kyk of jy in die geloof is. Paulus sê aan die Korintiër gemeente, 2 Korintiërs 13, hy sê, ondersoek julle self of julle in die waarheid is. Stel jouself op die proef, of is jy nie seker dat Christus in jou is nie. Ek is bevrees, daar is baie mense wat bely met die mond, hulle ken die Here, maar hulle wandel is reg teenoor dit wat hulle met die mond bely. En nou kom ek by die kersie op die koek van ons boodskap. En dit is Jesus se kruisiging, sy graf was by die rykes. En u gaan nou sien die uniekheid van hierdie besondere boodskap. Want die Bybel sê vir ons in Matteus 27:57, en toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom in die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai, en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het, en nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Kom ek vertel u net kortliks wat die normale gebruik was van wanneer iemand gesterf het, wat hulle met die oorskot gedoen het. Die geskiedskrywers is eintlik redelik duidelik oor hierdie saak, is dat wanneer 'n misdadiger gesterf het aan die kruis, op watter manier ook al hom doodgemaak het, was sy oorskot buitekant Jerusalem op die vullishoop gegooi. Die vullishoop het bekend gestaan as die Gehenna. Het jy al gehoor van Gehenna? Die metafoor wat Jesus gebruik vir die hel, waar die vuur nooit uitgeblus word nie, waar die wurm nooit sterf nie. Hulle het letterlik die oorskot gevat, die bene gebreek, en dan daar die mense soos diere gegooi, en hulle is verbrand, daar op hierdie ashoop buitekant Jerusalem, die plek se naam Gehenna. Die Bybel sê baie duidelik in Psalm 16 vers 9, dat Jesus se beendere nie gebreek sou word, en dat sy liggaam nie verderf sou sien nie. Hoor hoe pragtig is hierdie profesie vervul van Jesaja. Nou Jesaja 53 gaan nie oor die genesing van jou liggaam nie. Dit gaan oor die genesing van jou siel. Dat Christus aan die kruis gesterf het daarvoor. Kom ek lees vir u, dan sien u hoe hierdie profesie vervul is in die Here Jesus se sterwe, dat hy 'n graf by die rykes gehad het. Vers 7 sê hy is mishandel hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat aan die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Dr. MacArthur maak die opmerking, hy sê, because of his disgraceful death, the Jews intended the servant Jesus to have a disgraceful burial along with the thieves, but instead he was buried with the rich in an honorable burial through the donated tomb of rich Joseph of Arimathea. Dink u God was onkant betraf toe sy seun, of betraf toe sy seun uitroep, dis volbring? Dit was in sy raadsplan van voor die grondlegging van die wêreld. Alhoewel hulle hom as 'n misdadiger gekruisig het, het God in sy beskikking en bepaling hierdie graf by die rykes gegee, om baie duidelik aan almal te toon dat Christus uniek was. Hy was uniek in sy geboorte, in sy lewe, in sy sterwe en in sy opstanding. Filippense 2 sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem.
aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens te homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Vers 9 is belangrik, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely, dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Vriende, luister, jy gaan of op hierdie aarde jou knie buig, en met jou tong bely, dat Jesus die Christus is, of jy gaan dit doen, na jy gesterf het. Jy gaan dit doen. Hulle vertel van Adolf Hitler, hulle het sy dagboek gekry, en een van die inskrywings, die dag waar hy 'n verbond met Satan gemaak het, en sy siel aan Satan verkoop het, sodat hy die wêreld regeerder kon word. As ons vanmôre vrou Adolf Hitler hier kon gehad het, met sy ou kort snorretjie, en sy bulderende stem, so hy net iets vir ons gesê het, bekeer julle, want die knie sal jy buig, en met die tong sal jy bely, dat Jesus die Christus is. Jy doen dit of nou, of jy sal dit in die ewigheid doen. Maar doen sal jy dit doen, want God het hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is. Daarom hou ons nie op met al die dinge, wat die wêreld hulle mee ophou, en in die kerk inbring, om die mense te vermaak nie. Ons praat oor Christus, en hom as gekruisigde, en as u nie oor Christus kan praat, en versadig word met die waarheid van sy woord nie, dan mis u die hele doel van redding, en van die evangelie. Ek sluit af. Die vraag vanoggend is, ken u hom? Het u al uitgeroep, waarlik, hy is die Seun van God. U het nou gesien die gebeure wat gebeur het. U het gelees van die woord, of in die woord die gebeure van Christus. Ek vra vanmôre, ken jy hom? Weet u dat hy u redder, u saligmaker is, die een wat u gewas het van u sondes in sy bloed? Ek vra jou vanmôre, ken hy jou? Jesus self sê, ek is die goeie herder. Ek ken my eie en word deur my eie geken. My skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Luister, as jy vanmôre sê, ek ken hom, al hoe jy gaan weet, hy ken jou, is as hierdie waar is. Jy ken sy stem. Hoe ken jy sy stem? Deur sy woord wat jy lees, en jy volg hom. Hieraan sal die wêreld weet dat julle my lief het, as julle my gebooie bewaar. Ek bewaar nie die gebooie om gered te word nie, ek is gered, daarom bewaar ek God se gebooie. Matteus 27:54, ek sluit af. Die hoofman alles sien toe sê, waarlik, hy was die Seun van God, en van daardie dag af, kon sy lewe, was sy lewe, nooit weer dieselfde nie. Dis 'n getuienis, vriende, wat deur miljoene getuig word. Die dag toe Christus my siel kom red het, toe kom verander hy my onherroepelik. En daarom gaan ons vanmôre die dood van die Here herdenk, omdat daar krag is in die bloed van die lam. Die Heilige Gees getuig aangaande hierdie Christus, dat hy redder is, dat hy verlosser is, dat hy die een is wat vrymaak. Die wondergebeure rondom die kruis leer ons, sy dood was uniek, sodat ons ook as sondaars deur hom gered kan word. Mag die Here ons groot genade gee. Kom ons doen 'n gebed saam, dan kom ons by die nagmaalsformulier uit. Vader, dankie vir Jesus Christus. Dankie dat hy aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Geen ander prys, Here, kon vir u gegee geword het vir sonde nie. Goud en silwer kan 'n mens nie loskoop uit ons ydelle lewenswandel nie. Net die kosbare bloed van die lam. Daarom bring ons eer aan u Vader, deur die Seun, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, die nagmaalsformulier, ons vind dit daar in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 31. Voor ek hierdie nagmaalsformulier vir u gaan lees, wil ek net vir u vra dat, as u vanmôre deel is van ons byeenkoms en u is seker dat u weergebore is, dat u die Here Jesus ken as verlosser en saligmaker, dan is u baie welkom om saam met ons die nagmaal te gebruik. As u vanmôre kan sê, ek weet, ek ken hom en hy ken my. Hierdie tafel is nie vir sondeloos volmaakte mense nie. Daar was een sondeloser, dit was Jesus Christus self, en hy het sy lewe aan die kruis gegee as die plaasvervanger, en
Vriende, as jy vanmôre getuig, jy ken hom, vra ek, het jou lewe verander. Kan jy sê, eens was ek duisternis, nou is ek lig in die Here? Kan anders sien jou lewe het verander? Kan hulle hoor aan jou spraak en aan jou begeertes, kan hulle sien dat Christus in jou lewe? Die Bybel sê, as iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Ek ken nie jou hart vanmôre nie, jy ken nie my hart nie. Maar daar is 'n God in die hemel wat vir ons sê, hy ken ons hart, hy ken ons werke. Hy weet wie ons is. En as jy in boosheid vanmôre lewe, gaan 'n kort skietgebed nie nou jou sonde vergewe nie. Dit waarborg ek jou. Dit kom by wanneer jy breek met jou sonde bely en jou sonde laat staan, sodat jy barmhartigheid kan verkry. Vir jou wat vanmôre hier sit en sê, ek weet ek is gered. Die Here weet, daar's daaglikse begeerte na heiligheid. Lees ek vir jou hierdie nagmaalsformulier, dit wat die apostel Paulus opgeteken het, wat die Here Jesus ingestel het, sodat ons ook in hom blydskap en vreugde kan ervaar, vir die feit dat ons losgekoop het van sonde. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag, waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete, met die woorde, hierdie beker, is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. En so dikwels as julle hierdie brood eet, en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swak is en sieklik is, en 'n aantal het ontslaap. Want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Wat die volle verstaan van hierdie gedeeltes weet ek nie. Die konteks weet ek nie. Al wat ek weet dat die Here sê, in die tyd van die Korintiër gemeente was daar mense wat sieklik was, en selfs gesterf het, omdat hulle God se tafel geskenk het, deur een ding te bely en 'n ander ding te lewe. Ons gaan volgende 'n bietjie kyk daarna. Mag die Here ons getrou bevind, dat ons vir hom sal sê, Here, grond van wat Christus vir ons gedoen het, gaan ons die hand uitsteek, om die brood te neem, en die beker te drink. Vra dit, vang die seën van die Here, dan gaan jy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, die troupsoekende gemeenskap, van sy Heilige Gees, wees en bly met ons, herinner ons aan hierdie groot waarheid, en ag gee getuienis deur u Gees, Here, dat dit wel is met ons siele. Amen.